Baie welkom in 'n nuwe seisoen binne in die kerk. Ons is binne in Koninkrykstyd. Ons het Pinksterweek agter die rug. Ons het Pinksterfees Sondag gevier. En ons is op 'n baie besonderse wyse in hierdie tema of in hierdie tyd bewus gemaak van hoe die Gees in ons lewens aan die werk is. En dat die Gees eintlik as ware op elke mens gekom het. En dat die Gees aan die werk ook is in ons lewens. Dat dit die geskenk is, die voorspraak, die advokaat, die voorspraak, die vryspraak wat ons het. En ons teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees en die vraag wat ons vir onsself vra, wat is daai gedeelte nou weer wat vir jou uitstaan? Wat dadelik op jou soeklig val, wat jou dadelik jou aandag wek of tot jou hart spreek. Ek lees vir ons Romeine 5 van vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Vir 'n oomblik as jy moet dink aan die soort liefde wat God vir ons het. Wat is die liefde wat hy uiteindelik geopenbaar het, bekend gemaak het, kom wys het, deur alles wat ons hierdie afgelope 2 maande beleef het binne in die kerk. Wanneer ons sien dat hy sy lewe aflê, waar hy uit liefde homself prysgee, homself leeg maak. Ons het dit beleef. En daardie liefde wat hy het, wat hy vir ons het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Sodat ek en jy mense kan wees wat deurdrenk is, die Engelse woord infused, amper in elke deel van ons wese het God sy liefde in ons laat kom raak. Dat dit deurdrenk word, dat daar amper nie 'n partikel of 'n deel van ons lewe is wat nie deurdrenk is met sy liefde nie. En as daardie liefde so in ons harte uitgestort is, deur sy Gees, dan is dit vir ons soveel dat ons die krag ontvang om daardie liefde wat ons ontvang het, uiteindelik met daardie liefde is dit hoe ons na hierdie wêreld toe gaan. Met daardie liefde kan ons, wanneer ons beledig word, of wanneer ons vervolg word, wanneer ons gehaat word of bespot word, wanneer ons te nagekom word, met daardie liefde wat in ons harte uitgestort is, so kan ons na hierdie wêreld toe gaan. Ons kan daardie liefde uitdeel. Ons kan onsself minderag, onsself prysgee, omdat die liefde van Christus in ons harte uitgestort is. En daarom kan ons ook volhard. Daar is binne in hierdie teksgedeelte 'n klomp werkwoorde. 'n Klomp werkwoorde wat jy dalk miskien in hierdie week, wanneer jy so saam met ons deur hierdie teks reis,
kan gaan bespeer, begin ondersoek, kyk waar kan jy hulle aantref. En dat dit alles ook eienskappe is waartoe die Gees ons in staat stel. Seën vir jou ook vir hierdie week en ons saamreis rondom hierdie teks en mag jy beleef hoe dat die Gees sy liefde, dat God sy liefde deur die Gees in my en in jou hart uitgestort het. Kom ons bid saam. Here, ons Here, dit is kosbaar en ons hou daarin vas en ons wil U dank vir die Gees, vir die vryspraak wat U vir ons gegee het, waar ons nou met hierdie boodskap en met hierdie werk voortgaan in hierdie wêreld, waar ons as kerk U koninkryk laat kom in hierdie langste seisoen binne in die kerklike jaar. Mag U koninkryk deur U kinders kom. Mag ons as gemeente in Alberton Wes en ook verder waar ons na hierdie boodskap luister, mag ons ook beleef hoe dit ons in staat gestel is om U liefde verder te dra omdat U dit in ons harte uitgestort het. Mag dit so wees, Here, ontvang ons lewens, maak ons vir diens gereed en rus ons ook toe deur wysheid en deur liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week beleef en seën vir jou op die reis verder. Mooi bly.